Baie dankie. Ekskuus, ek wil net eers hoor, kan almal my hoor? Vir al die mans wat in die weermag was, ek weet julle is almal ook doof soos ek, maar ek het gehoorapparate in en ek weet meeste van julle steek vas en gaan nie vir die goed nie. Is dit reg? Almal daarbo kan my hoor. Jaco, waar sit jy? Daar sit jy, okay. Ek ken vir Jaco hulle, ek het vir hele klompe jare landboutaksaties gedoen. En dit was die plek, buiten so 'n paar ander uitsonderings, waar ek in die natuur oor en oor gesien het dat ons die God van wonderwerke aanbid. En wie van julle is almal boere, dat ek net so sien, steek so 'n bietjie hande op, laat ons kyk, of is julle bang om dit te doen? Ek bid gereeld vir julle, want ek weet wat daar buite, ek weet verlede jaar was omtrent 'n disaster gewees hierdie kant. Ek het meeste van die tyd hierso by daar by Jaco hulle, Edenwil, Koppies en die wêreld het ek getakseer en dit was 'n groot voorreg, maar dit was ook 'n groot leerskool van wie God is. Goed, ek soek nog die vers wat sê 'n mens moet aftree. Ek het hom nog nie in die Bybel gekry nie, so ek het uitgetree, maar nog nie afgetree nie. Is 'n voorreg om hier te wees, dankie. My vroukie kan nou nie hier wees vanmôre nie, want sy kan nie meer vreeslik ver ry nie. Sy het een van hierdie rugoperasies fusie gehad en dis pynlike ding. So nou kom ek maar op my eie. Ons gaan so 'n minuut van stil gebed hê. En dit is nou 'n regte minuut. Hy's lank. Waarin ek wil hê elkeen van julle, ek wil net sê ek is 75, so ek kan nou al min of meer van julle praat. Ek weet dis hier en daar 'n ou wat wie's 90 al hierso, laat ek net sien. Daarom is oom 90, liewe Ade. Baie dankie dat oom gekom het, hoor. Nou ja, maar waar elkeen self verantwoordelikheid neem om vanmôre 'n ontmoeting met die Here te hê. Oop te wees, vra vir hom, hy moet jou oopmaak, hy moet wegvat wat aan die pad is. Vergeet van die treurige regering wat ons het. En al die potholes en daai goed. En fokus op hom. En vra vir hom om met jou te praat vanmôre. Al die rugbyspanne het gewen die naweek, so jy het niks om oor te treur wat dit betref nie. Myne het sommer rof aangegaan, 56, 56-5, die Stormers. So, en die Vrystaat speel mos nou nie meer in hierdie ligas nie. So. Minuut van stil gebed, dan open ek vir ons, en dan gaan ons staande 4 liedere sing. Die eerste ene is min of meer op die jonger kinders gemik, en maar almal onder 85 is eintlik nog kinders, net daai oom is al 'n groot mens, maar ons almal is kinders van die Here, so ons gaan lekker saam sing. Die tweede een is 'n loflied, die derde een is 'n oorgang na aanbidding en die laaste een is 'n aanbiddingslied. En ons gaan dit alles aan mekaar sing. Geniet dit. En dis vir my nou die eerste keer in 'n lang tyd wat ek weer by 'n orgel is, ek voel hy laat hierdie plek so bewe. En dit gaan lekker wees, en dankie, hoor, ek het dit nou geniet om sit en luister na jou ook weer 'n slaggie. So kom ons maak dit 'n minuut van stil gebed, dan open ek vir ons, en dan gaan ons saam sing, van nou af 'n minuut.
Vader, U is Jahweh, die groot Ek is, die skepper van die heelal, en ook van my en elkeen van ons wat hier sit. Dankie dat ons die voorreg het om vanmôre hier te wees, en te mag weet dat U self hier is, want U kinders is hier by mekaar. U is die begin en die einde van alles. Ons buig laag voor U en bely ons volkome afhanklikheid van U. Dankie dat ek in die naam van Jesus Christus wat op die kruis die bose oorwin het, ook hom nou kan weerstaan, dat hy nie hier sal invloed uitoefen nie. En dankie Gees van God, dat U met ons wil praat vanmôre. Ons prys U naam. Halleluja. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons staan nou en ons begin met alle volke, klap julle hande en dan gaan ons hulle so deur. Dankie Hentie. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God. Verhef jou stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want Hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die Hemelkoning skenk ons sy genade. Hy is koning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en die horings blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing dan saam, lof en prys sy grote naam, want die Hemelkoning skenk ons sy genade. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond en oorken ons en as Heer en ommerken as Heer en ommerken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juig en sing. Laat al wat leef om dank en prys aan hom die hulde bring,
aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof, prys die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig. Laat almal saam om Heer betoon, en voor o koning buig, en voor o koning buig, en voor, ja voor o koning buig. Soos een wilsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my harts verlange, en ek bring aan U die eer. Alleen is my bron van krag, en U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my harts verlange, en ek bring aan U die eer. Heer, my rots, net op U vertrou ek, en ek ken U elke dag. U aanbid ek, o Heere Jesus, en ek loof U vir altyd. Vrede, vors en verlosser Heer, voor U lê ek my lewe neer. U aanbid ek, o Heere Jesus, en ek loof U vir altyd. Hoop op God, en hom is ek rustig deur sy gees, wat my bewaar. Gees van God, neem beheer, en lei my in U lig, en waarheid Heer. Deur U Gees prys ek U, o Heer, en U verlustig ek my alleen. Gees van God, neem beheer, en lei my in U lig, en waarheid Heer. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, leer my,
Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot u eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vorm my tot u eer. Dankie. Ja, ek is nie meer gewoond aan 'n orgel so naby aan my nie, hoor. Dankie. Ek wil net vir julle een vers lees, die middelste vers in die middel van die Bybel, om vir julle te sê, waar moet ek my raad van ontvang? Hy sê in Psalm 118 vers 8, die psalmskrywer, sê hy, die Here, in vers 7, is by my, help my, ek sal neerkyk op die wat my haat. En dan vers 8, dis die middelste vers. Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. En in vers 9 sê hy dit weer, en hy sê, is beter as om op hoë mense te vertrou. God in Jesus Christus deur sy Gees. Nou ja, ons gaan vanmôre, gaan ons 'n bietjie saam lees uit Matteus 5 uit. Ons tema is, wanneer is ek arm van gees? Of as jy dit in die 1983 vertaling lees, dan sal jy sê, wanneer is ek volkome afhanklik van God? Want dit is die betekenis van wat die skrywer van Matteus daar wou gegee het, en die Here Jesus self natuurlik wat daaroor gepraat het. Matteus 5 gaan ons lees van vers 3 tot by vers 12, so kom ons maak net oë toe vir 'n oomblik en ons vra dat die Here ook die woord sal oopbreek soos ons nou gesing het. Baie dankie Here vir hierdie kosbare woord van U in Afrikaans. Hierdie woord wat U deur mense laat skryf het onder leiding van U Heilige Gees en wat geen foute in het nie. En waaraan ons nie 'n dingetjie mag verander om ons te pas nie. Dankie, o Gees van God, dat U nou ook hierdie baie bekende gedeelte vir ons sommer net weer 'n bietjie vars wil kom oopbreek. Kom doen dit vanmôre. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Ek gaan nou net eers my brille opsit, want ek het kliks nodig om hier te kan lees. Ek lees van vers 3 af. Dis die bergpreek van Jesus, wat in vers 5 begin, in hoofstuk 5 begin, tot die einde van hoofstuk 7. En hier by vers 3 begin hy, en hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.
Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Nou vers 3 se tweede gedeelte sal nou daar op die skerm verskyn, en dit is, hy sê, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En dis 'n verskriklike belangrike ding hierdie. Dit is eintlik kan ek maar die woord gebruik, hierdie klomp seënbedes hierso, is die bottom line van Christendom. Dit is die basis van hoe ek en jy moet lyk, wanneer ons die Here Jesus in ons harte innooi. En onthou, jy is nie gered omdat jy kerk toe kom en 'n dankoffer gee en Bybel lees en bid nie. Onthou, die duiwel het ook al gebid daar aan die varke. En die varke het hy gesê, Here, moet ons net nie terugstuur na die hel toe nie. Kan ons in die see gaan induik en versuip? En die Here sê, yes, laat waai. En hulle is in die see in. So, die moslems bid, maar hulle bid tot Allah. Dis 'n afgod. Is nie dieselfde as God nie, al is daar ouens in die NG Kerk wat nou begin sê, ons aanbid almal dieselfde God. Die Hindus, die Boeddhiste, die moslems en wie ook al. En dis natuurlik nonsens. Daar's net een Yahweh. Dis die God wat die wêreld gemaak het, die heelal gemaak het. So jy moet weet dat jy iewers langs die pad 'n keuse gemaak het vir hom. Gekies het vir Jesus. Jy hoef nie te weet wanneer nie. Dis nie belangrik nie. Maar dat. En as daai dat plaasgevind het, dan moet hierdie goed gebeur in jou lewe waarvan Jesus hier in Matteus 5 praat. En ek gaan vanmôre net na vers 3 bietjie kyk, waar in die ou vertaling en in die nuwe 2020 vertaling hy sê, gelukkig is hulle wat weet, wat arm van gees is. Dis die woorde wat hulle gebruik. Dis hoekom ons tema dit is so. En ek wil graag vanmôre so 7 beginsels waar volgens ek kan toets of ek arm van gees is, of ek volkome afhanklik van God is, wil ek 'n bietjie met julle deel. En in hierdie gedeelte is die belofte, as ek dit doen, dan sê hy, dan behoort die koninkryk van die hemele aan my en aan jou. So dis belangrik dat jy 'n bietjie hierna kyk. En onthou maar, ons mag nie aan hierdie woord verander nie. So ek wil graag dit met julle deel vanmôre. Die eerste ene, jy sal van jou eie ek gespeen word. Met ander woorde, ou Louis Malherbe het altyd gesê, jy moet hom vat en hom doodmaak, en dan moet jy hom, as hy wil opstaan, so vastrap en sê, lê, jy's dood. Jy gaan nie opkom nie. Jy gaan nie weer oorvat nie. Jy word gespeen van jou eie ek. In Psalm 131 skryf die psalmdigter presies dit ook. En hy sê, Here, keer net, ek wil net op U fokus. Ek wil net doen wat U wil. En dit kry ons dwars deur die Bybel
van ouens en vrouens wat 'n keuse gemaak het vir God, Ou Testamenties, Nuwe Testamenties vir God in Jesus Christus, wat 'n pad met hom gestap het, wat nie beteken, jy maak nooit foute nie, jy doen dan nou skielik geen sonde nie. Daar is ouens wat dink hulle is so, jy weet, hulle is so heilig, hulle kan vrek daarvan. Maar intussen tyd is hulle van die grootste skelms in die land. Of wat jy ken. En dis die tragedie van ons as Christene. Ek hou nie van die woord Christene nie, want daar's te veel van hulle. Daar's te min Christus gelowiges in die land. Ek wil vanmôre dit sê, en ek sê dit met groot hartseer, dat die grootste groep mense in die NG Kerk en in al die ander kerke ken nie die Here nie. Hulle stap op die breë pad, hulle besef dit nie. Hierdie klomp ouens wat byvoorbeeld nou by die synodes en die algemene synode gestem het vir bepaalde goede wat nou gebeur het, en ek is oor die guiding is ek die minste bekommerd. Dit is duidelik in die Bybel, is dit nie reg nie. Maar ons moet nog altyd in liefde met sulke mense loop en hulle help om uiteindelik die leuen van Satan uit hulle koppe uit te kry. Ek het al die voorreg gehad om 2 van hulle in my lewe, en ek is 75, te kry om dit af te lê en regtig met die Here saam te stap. Wat vandag getroud is en wat kinders het en wat die Here toegewyd dien. Maar wat my die kwaadste maak op die oomblik in die NG Kerk in elk geval, is dat nie een van die synodes, ingesluit die algemene synode, praat vreeslik hardop teen wat by die teologiese fakulteite aan die gebeur is en teen dominees en doktore en professore wat beweer Jesus het nie 'n maagdelike geboorte gehad nie, hy het nie uit die dood uit opgestaan nie, hy is nie die enigste verlosser nie, hy het nie wonderwerke gedoen nie, hy gaan nie weer kom nie. Hulle praat niks daarteen nie. Hulle is doodstil. Ons het mos nou 'n ruimhuis. Ons kan nou maar almal toelaat. Jy moet net nie vir hulle sê, boys, dis nie reg nie. Dan wil hulle jou doodmaak. Jy moet net nie 'n keuse maak om te sê, ons gaan julle nou groet nie. Ons is klaar met julle in die NG Kerk. Ons stap nou op pad met die Here van hier af. Dan trap hulle op jou. Dan wil hulle jou verniveer, hulle wil jou hof toe vat, hulle wil jou platvee. Is baie liefdevol, nee, is baie toegeeflik in hulle ruimhuis. Is twak. Hulle lieg. So, ek weet hulle kan my niks aandoen nie, behalwe my doodmaak. What a wonderful thing to happen. Dan begin ek dadelik weer 'n bietjie trompet te speel en ek sal sommer dan kan sing terwyl ek trompet speel. Ek het al my hele lewe probeer om trompet te speel en te sing, maar ek kon nie gelyktydig die 2 gedoen kry hier op aarde nie. Maar goed, ouens, julle moet wakker wees. Dis hoekom julle die Bybel moet leer. Julle moet hierdie boek vat. Dis God se woord. Hy het dit vir ons gegee. Ons moet dit hier kry. Ek ken nie die hele Bybel nie. Ek is nou amper die 8ste keer het ek hom nou amper deurgelees in my lewe. En die laaste keer lees ek van die 1 Januarie 2017 af en ek is nou by Openbaring 14. Maar ek lees my stadig en ek sien goed wat ek nog nooit in die Bybel raak gelees het nie. Nog nooit nie. Ek het nou die dag, dis nou al 'n hele ruk terug, het ek aan die psalms toe, nie in psalms nie, daar by met die konings rond, het ek vir die eerste keer raak gelees dat Dawid toe Saul en sy seuns doodgemaak is in die laaste oorlog wat hulle gevoer het, toe is hulle koppe afgekap. En toe het Dawid gegaan en het hulle liggame gaan haal en hy het hulle veras. Daai liggame. Ek het dit nog nooit raak gelees nie. En toe besef ek ook die verrassing, ek het nog altyd gesê dis alright. Dit maak nie saak hoe jy, wat met jou liggaam gebeur as jy doodgaan nie. Ek meen, wat maak jy as 'n krokodil jou vang en jou opvreet? Gaan jy nou nie hemel toe nie? Jou liggaam gaan nie, daai liggaam gaan nie hemel toe nie, man. Hy gaan terug na as toe, hy word grond. Maar as Jesus weer kom, want hy is God, vir hom is alles moontlik, dan sit hy weer daai goed by mekaar, maak nie saak waar dit was nie.
En hy gee vir jou 'n nuwe liggaam. En ek het nou al 2 nuwe heupe in. Ek gaan my ou heupe terugkry. Gaan weer kan hardloop. Ensovoorts, ensovoorts. En hy jou siel en jou gees en jou liggaam is weer by mekaar. En volmaak. So, moenie worry oor verrassing nie. Een van die dae dink ek gaan ons almal moet verras. Of ons gaan hulle begin regop moet begrawe, want die plek raak nou op vir grafte. Ek is nou heeltemal van die pad af, maar hier's ek terug. Al wat jy moet onthou is, jouself moet wegwees en wegbly. Al waaraan jy en ek moet dink, as ek van myself gespeen geraak het, al waar ons moet aan dink is God en sy heerlikheid, sy glorie, sy onbeskryflike grootsheid, en aan ander en hulle behoeftes en nood. Dis waaraan ons moet dink, dis waarmee ons moet besig wees. Maak nie saak wie jy is nie, dis waarmee jy moet besig. Tweede een, jy verloor jouself in die wonder van Jesus Christus en jy weerkaats die heerlikheid, die grootsheid van die Here. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, dis presies wat moet gebeur. As jy ontdek wie Jesus is, dan kan jy nie soos party dominees nou skielik sê, jy skryf 'n boek en jy sê nee, hierdie storie van God is 'n mite. En die ander doen, ek ken hulle albei baie goed. Ek het al op universiteit na hulle gekyk en gedink, ek wonder of daai ou ooit die Here ken. As ek gesien het hoe hulle opgetree het, terwyl hulle geswat het vir dominees, wat nie sê ek was 'n engeltjie nie, okay. En nou wil hulle vir ons kom sê, dis 'n mite. Hulle het nog nooit die Here geken nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, as jy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, is dit onpossible om ooit sulke twak kwyt te raak. Dis nie moontlik nie. Die feit dat jy vanmôre opgestaan het en nou nog asemhaal en hier is 'n wonderwerk. Is nie omdat jy so great is nie en so groot bankrekening of wat het nie. Gelukkig ons dominees het nooit so 'n probleem nie. Ons het nie so groot bankrekening nie, né? Okay, want die kerk sê ons Lord, you keep him humble, we'll keep him poor. So ons gaan aan. Maar onthou dit. Dis jou fokus dan aan die lewe. Filippus sê daar in Johannes 14 vers 8, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En dan weet ons, Jesus het gesê, maar as jy my sien, dan sien jy die Vader. Wat wil jy nou nog verder sukkel? Saam met Dawid sal ons op die ou end ook sê, as ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Psalm 17 vers 15. Gaan kyk het. As ek wakker word, Here dankie, is nog 'n dag. Is nog 'n dag. Ek het in 1995 van die huis se dak afgeval. En ek dacht eers ek is dood. En toe voel ek nee, dis seer. Toe besef ek is nog hierdie kant van die graf. Want in Openbaring 21 se eerste 6 verse sê, daar gaan nie pyn in die hemel wees nie. Okay, so onthou dit. So as jy nog pyn voel, 'n ander oom toe ek nog jonk want mooi was, nou is ek nog net mooi, het hy vir my gesê, as jy bo 65 is en jy word die oggend wakker en jy voel geen pyn nie, dan weet jy het die tydelike met die ewige verwissel. Jy is dood. Maar okay. Die derde ding wat jy moet weet is, jy sal nooit kla oor jou omstandighede nie. Hierdie is 'n moeilike een. Dis 'n moeilike een hierdie. Want hoekom? Ons verdien in elk geval niks nie. Dit wat ons kry is 'n voorreg wat God ons gun. 'n Mens het eintlik nie regte nie, maar net voorregte. Dis hoekom ek partykeer met die Menseregte Kommissie sukkel, want hulle kan die domste goed kwytraak en aanvang, wanneer hulle hierdie ding van menseregte toepas. Ek meen, dis okay as Malema sê, one bullet, one boer. Maar as ek nou gaan sing,
one bullet, one black, dan is ek dadelik as rasis. En ek is nie 'n rasis nie, want nou is 'n kleur tel vir my geen punte nie. Ek soek net, het jy Jesus aangeneem of het jy nie? Want as jy dit nie gedoen het nie, gaan jy hel toe. Dis so eenvoudig. Nou glo ons mos in die NG Kerk nou ook nie meer in die hel nie. As die laat hulle so stupid is, hulle sit reg op die duiwelse stoep en luister na al sy nonsens. Vra eerder vir God, as jy nou nie oor jou omstandighede moet kla nie, vra eerder wat jy het om aan te bied, om te offer. Die waarheid is dat hoe dieper jy delf, hoe groter en soeter word God se genade vir jou. Hoe beter begin hy vir jou te sorg, hoe groter dinge doen hy vir jou. Selfs al gaan dit hoe moeilik. Toe ek my hartaanval gehad het, het ek gedink is die einde, dis verby, dis pynlik. Ek het vir 2,5 uur met iemand hier gesit, wat iemand my hart so met 'n waiskrap al hoe stywer toegedruk het. En die Here het my bonatuurlik kom genees daarvan. Maar ek het nie gekla nie, ek het net gesê, Here, ek is okay, ek is reg om te kom. Maar as jy my nog hier wil gebruik, dan is ek ook okay. Dan moet ons net hierdie dingetjie uitsorteer. En ek het die donderdag die hartaanval gehad, maandagoggend kon hulle nie eers sien ek het 'n hartaanval gehad nie. Dis 'n wonderwerk, né? En dan gee die Here vir jou die sonnagoggend vir my vers, ek maak die Bybel so oop soos die charismatics. En as ek sê, jy kan nie die Bybel net so oopmaak, jy moet hom lees van die kant af, maar ek maak hom oop, en die Here sê vir my, lees, hy is by Psalm 107. Nou, hoe het hy my gesê, lees, hier in my kop, man, hy praat mos met jou. Ek sê, Here, hier is 43 verse, is 'n bietjie baie vir my op hierdie stadium. Watter vers wil jy hê? Vers 20. Ek het hulle met 'n enkele woord genees en uit die dood teruggeruk. Dan weet jy, God praat met jou, né? Ek sê, Here, dis nou nie baie gereformeerd nie, but I'll take it. En hier staan ek vanmôre, ek het nog nooit weer 'n pyn in my hart gehad, my enkel bly seer, ek het hom geswik in rugby en op die squashbaan. Ek het nuwe oë gekry, so 'n paar maande terug, dis 'n wonderwerk as jy oor daai oggend, ek dra van 1994 af bril, nou kan ek skielik al sien. Al die plooie ook, by the way, dis 'n hengse skok vir my gewees daar in die spieël, toe ek my die eerste keer sien. Maar goed, laat God toe, hoe meer jy nodig het, hoe meer ontvang jy, en dit in oorvloed, sê Jesus. Ontvang jy van sy Heilige Gees. Wanneer jy in alles niks het nie en weerloos is jy op 'n plek waar jy al God se genade kan ontvang. Daar is dan niks wat jou aandag aftrek nie. En jy sal ly sonder om te kla, want jy verdien niks nie. Dit is dan wanneer jy God, ons Vader, se genade soek. Die 4de een, jy sal net ander se goeie eienskappe sien, en dis baie moeilik, jy weet, as ek nou kyk na Rabberrug Ramaphosa, nee, hy het nog geen ruggraat nie. Treurvel, saam met Zuma, altyd die treurigste 2 ouens wat hierdie land nog gehad as presidente. Dis hoekom ons is waar ons is. En die hele ANC, African National Criminals, hulle weet glad nie wat om te doen om hierdie land aan die gang te kry nie. En al die raad wat hulle kry, die skop hulle weg. Maar ek het 'n vermoede Trump gaan iewers dalk in Ramaphosa net 'n bietjie 'n pen insit, laat sy rug iets beginne beteken. Maar kom ons bid maar net daarvoor. Ek het so in 2013, net voor ek afgetree het, ek begin bid teen die ANC. En ek het vir die Here gevra, Here, trek die mat onder hulle uit. Bring verwarring by hulle, asseblief. Veral by Zuma, laat hy net uitkom uit die stelsel uit. 2017 toe sy uit. Toe weet ek, God is aan die werk. En ek het bly bid, ek het gedink 2019 gaan dit gebeur, maar toe gebeur dit in 2024. Hulle verloor hulle meerderheid. Nou bid ek, Here, verwar hulle nou vereers, sodat hulle nooit weer iewers sal kom nie. En gee vir ons mense wat omgee vir die mense van hierdie land en vir die land van hierdie mense. God gaan dit doen. Maar ek en jy wat die Here dien moet bid. Ons moet vra. Dit kom nou daarby uit. Goeie eienskappe.
Los jou eie tekorte en swakhede en hulle sinne ook. Wanneer jy moet opkyk na almal, is jy waarlik nederig. Ek onthou ek het 'n oom gehad, hy het net standaard 6 gemaak. Jare terug, toe ek nog so 4 jaar, 5 jaar in die bediening was in Pretoria en Rivera. En die oom het standaard 6 gehad, maar hy was 'n fenomenale kind van God. Sy werk wat hy gedoen het by die spoorweë was, hy was die ou die van julle wat trein gery het, die ouer mense toe daar nog treine was, nee. As jy so by elke stasie, ek het altyd die melktrein gery. Wat is ons nog so aankom na die dorp toe, dan bel hulle die boere, sê hulle, pel jy met jou melk bring, die trein is hier. En dit het ure gevat om in die Kaap te kom. Maar dan sit daar iemand met 'n handlanger en hy het so 'n hamertjie wat hy kap teen die wiele. Van julle sal dit dalk onthou. Dan sê hy ping, ping, ping elke keer en dan sê hy pong, dan weet hy daar's 'n kraak in daai wiel. Ek het een keer dit oorgekom dat hulle ons uit die wa waar ons in was uitgevat het na 'n ander wa toe. En daai een afhaal want die wiel was nie lekker nie. Dis wat hy gedoen het. Ek het hom 'n tapperologist genoem. En dis 'n mooi naam, man. Daai oom, hy sal 'n lamppaal na die Here toe gelei het. En daar in Rivera was die Haai Verwoerd Hospitaal. En hy het elke dag van sy lewe wat ek hom geken het na hy afgetree het, swart pak, wit das, gegaan hospitaal toe. Die hospitaalpredikant was een van my kollegas, of ek was eintlik een van sy kollegas, en hy het vir hom 4 sale gegee van Haai Verwoerd. En oom Lampies het elke dag gegaan, en hy het almal, van vanmôre 8 uur af is hy daar, het hy besoek, en vir almal gevra of hulle die Here ken. En hy het baie na die Here toe gelei. En ek het by hom meer geleer oor hoe om mense na die Here toe te lei, en hoe om toegewyd en nederig en opreg te wees, as wat ek by enige ander plek geleer het. As jy mens op universiteit is jy so slim, jy kan vrek af van, jou maal is stupid. En jy weet alles, tot jy nou begin in die lewe, en dan kom jy agter, jy weet so min, dat jy moet eintlik jou mond hou. So, kyk op na alle mense, maak nie saak wie hulle is nie. En kyk wat jy vir hulle kan beteken, in die naam van Jesus Christus. In die naam. En daar is niemand wat bestand is teen die liefde van die Here nie. En as hulle dit in jou ontdek, dan gee hulle jou 'n opening. Die duiwel haat die liefde van die Here. Hy haat lofprysing en aanbiddingsliedere. Hy vlug daarvoor. Hy kan dit nie hanteer nie. Die 5de ding, jy sal baie tyd in 'n gebed moet spandeer. Hoeveel keer bid jy op 'n dag? Hoe lank bid jy? Dit maak nie saak nie. Jy kan die hele dag bid. As jy net in jou kar ry en buitekant rondloop, bid net met oop oë. Want anders gaan jy lyk soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het gedurig aan lamppale vasgeloop om nou te impres daar buite loop hulle en bid. As hulle nou loop hulle in 'n paal vas. Hulle het hulle later aan die bloederige ouens genoem. Dis regtig, dit het so gebeur. Bid, praat met die Here. Hy is hier by jou, man, hy woon in jou. Hy weet wat jou behoeftes is, hy weet wat moet gebeur. Hy doen. En onthou net dit, die Here beantwoord alle vrae. Maar hy het 3 antwoorde wat hy vir jou kan gee. Die eerste een is altyd die lekkerste een as hy dadelik ja sê. En die ding gebeur so vinnig dat jy eintlik whiplash kry, né? Dit het ek al oorgekom. Die tweede een sê hy ja, hy sê maar jy moet 'n bietjie wag. Jy moet 'n bietjie wag. Op my tyd sal ek doen wat ek moet doen. Wat vir jou goed gaan wees. Wat vir jou die heel beste gaan wees, want God gee vir jou net die heel beste. En die derde een is die een wat ons nie van hou nie. Ons sê dan, die Here antwoord my nie. Is as hy sê nee, is 'n slegte een daai. Gaan draai bietjie jou kinders. Sê net vir hulle nee, as hulle graag 'n ding wil hê. Dan kyk jy wat gebeur. Dis nag, man. As hulle so klein is daarna, doen hulle 'n vloermoer daar in die winkel.
En ek onthou, ons het vriende gehad, die laaitjie slaan daar neer, jong, en hy gaan te kere, want hy wil 'n lorry gehad het, 'n tipper. En sy ma slaat langs hom neer en sy doen ook 'n vloermoer saam met hom. En hy spring op en hy hardloop weg, want hy wil nie hê die mense moet weet dis sy ma nie. Jou kinders is maar so, as hulle hier staan aan 6, 7, kom jy stap in die winkelsentrum, is hulle of so 'n kilometer voor jou, of so 2 agter jou. Hulle is nooit saam met jou nie. Bid, want 'n bedelaar is altyd besig om te bedel. En jy en ek is in daai opsig bedelaars. Ons moet met die Here praat. Hy sê daar in Matteus 7 vers 7 tot 8, sê hy klop, vir julle sal oopgemaak word. Soek, julle sal kry, vra, dat vir julle sal gegee word. Hoekom doen ons dit nie? Ons moet dit doen, ouens en vrouens, dis maklik. Jy hoef nie so dom nie te bid en vreeslik te gaan leer nie. Praat met die Here, net sommer so. Is lekker. As ek so gaan takseer het, dan staan ek in die oggend 5 uur op aan Bethlehem, 6 uur ry ek, as ek 8:30 daar by Jaco, en dan val ons daar in, en dan gaan ons aan, jong, ons stroop, maar ry ons so 5 tot 8 km per uur. Stropertaksasies die hele dag, as jy daar klaar maak, dan wens jy net, jy kan nie iewers by 'n Grand Prix kom, om net weer te sien, hoe lyk het as 'n ou bietjie vinniger ry. Maar dan ry ek terug, en kom ek vanaand 8 uur, half 9 by die huis baie keer. En weet julle wat, dit was die lekkerste tyd van my gebedslewe in 'n lang tyd, want ek praat met hom, en hy vat my veilig heen en terug, ten spyte van die 50% ouens in ons land wat hulle lisensies gekoop het, en 'n absolute gevaar is. En die ander 50 is daar 25% wat glad nie kan bestuur nie. So, sterkte vir julle op die paaie. Bid, vra. Die 6de een, ek moet begin dit klaarmaak, daar is nog so 'n bietjie tyd. 6, jy sal Jesus Christus aanvaar op sy terme. Hier val die kerk uit die bus uit. Jesus se terme is nie goed genoeg vir hulle nie. Hy huwelik moet tussen 'n man en 'n vrou wees, sê hy, van Genesis af al. Nou sê ons nee, ons leef in 'n wêreld, ons moet 'n bietjie dan bykom, hierdie goedjies is al nou 'n bietjie oudtyds, nee, ons moet nie, sê, iemand wat uit die dood uit opstaan, dis onmoontlik, iemand wat maagdelik kan swanger word, dan sê ek vir hulle, boys, dit lyk my nie, julle kyk na wat in die wetenskap aan die gang is nie. Hulle plant nou al julle ouens wat beeste het, julle sit die goedjies binne in, en dan is daar nie eers 'n bil naby nie, en dan kom maar 'n kalfie. Hulle doen dit met mense, ek ken 'n hele paar mense wat so geïnsemineer is, wat nie getroud is nie, wat nog nooit by 'n man was nie, maar hulle wil 'n baba hê. Dan gaan hulle na daai bank toe, en hulle kry daar semen, en hulle doen die ding. Nou, hoekom kan God dit nie doen nie? Hy het ons gemaak, man. Die ouens dink aan man van die Here, nee. Ons het sulke ou ertjiepit verstandjies, man. Teenoor die wêreldse saaies wat die Here se verstaan. Ons kan hom nie definieer nie. Ons kan hom nie in 'n boksie druk soos ons hom wil hê nie. Dis wat baie van die Jehova getuies, die 7-dagse Adventiste, al hierdie snaakse ouens. Hulle het 'n boksie, ons sit God in daai boksie, en as hy nie in daai boksie is nie, it's not God. Dis nie God nie. Dink julle God speel rugby? Ja. Daar's baie rugby spelers wat rugby speel, en die Here Jesus is binne in hulle. So hy speel saam met hulle. En hy keer nie noodwendig dat hulle nie seer kry nie. Maar hy maak dat hulle dit geniet, hy maak dat hulle briljant is. Het julle al ooit daaraan gedink? Hy ry kar ook. Hy is saam met jou in die kar, binne in jou. Maar as jy smash maak, is nie sy skuld nie. Want dan het jy gedoen wat jy nie moes doen nie. Verkeerde plek verby gegaan, te vinnig gery, te lank met jou tyres gery, hulle is gaar. Op sy terme. Die persoon wat arm van gees is, wat volkome afhanklik van God is so desperaat dat hy of sy enige iets sal opoffer om Jesus Christus te hê as verlosser, Here
En vriend is jou grootste vriend, hy is jou oudste broer, Jesus Christus. So laat hom toe en gaan op sy terme. Jou enigste vraag wat jy moet vra is, Here, wat wil u hê ek moet doen? Is net so moeilik. Net so moeilik. Ek het by baie selfmoordgevalle gewees in my lewe. Party wat aaklige prentjies was. Ek was bang vir dooie mense. En ek gaan word 'n dominee. En die Here se humor is so fenomenaal. Ek werk my laaste jaar wat ek studeer vir elke 10de dag vir 24 uur in Tygerberg Hospitaal. Massive plek, uit 48 kilometer gange as jy hulle bymekaar sit. En ek moet eendag, ek het altyd as iemand gesterf het in die familie kom, dan het ons hulle nou gehanteer, en dan kry ek 'n verpleegster en sy stap saam met my in, en hulle vat die laken weg, laat die mense net vir oulaas kan kyk, dan sit hulle terug, en ek is die dag by 'n saal, en ek sê vir die nurse, sy moet saam my ingaan, en sy sê, wat moet sy doen? Ek sê, jy moet daai laken wegvat. Sy sê, nee, sy doen, is 'n kleerling, sy sê, doen nie sulke goed nie. En ek sê, nee, maar jy gaan dit nou vanmôre doen. En ek stap in en toe ek binnekant is met die mense, toe sê, bon, nou moet ek hierdie laken wegvat. Ek wil vir julle sê, dit was een van die moeilikste goed wat ek in my lewe moes doen. Daarna het ek gehelp om mense wat gesterf het in hulle woonstel die afwop kom ons net met een ou daar, en ek weet nie hoe dink hulle kan hy die stretcher dra, en die ou op die stretcher kry nie. Moes ek mense help? Moes ek help dat ons partykeer die mense moet vasbind aan daai ding, om die stretcher by die deur uit te kry, want die gang en die deur, die is nou nie goed met mekaar, is genou gange hier. Hulle maak ons die plekke vir ons ou mense al hoe kleiner. Ek weet nie hoekom nie, ons het wyte nodig, want ons val rond, jy weet. Miskien is dit hoekom dit so nou is. En ek moes dit doen. Die Here het my daaroor gekry, daardeur gekry, tot die waar ek vandag, as ek het net nou vir iemand gesê, ek was in 'n gemeente waar daar 5000 lidmate was, ons is 4 dominees, 3 aftreeoorde, ek het 30 begrafnisse 'n jaar gehad, waarvan ek 'n hele klompie van daai mense moes help op die stretcher sit, en moes help dra na die lijksvaart toe. En ek kon dit doen, dis nie my lekker nie. Ek het by my pa gesit toe hy gesterf het. Ek het by baie mense gestaan toe hulle gesterf het, en hulle hand vasgehou. En dis nie my lekker nie, maar ek doen dit, want ek verteenwoordig die Here daar op daai oomblik. God is hier by jou, hy's in jou, hy's in my, hy gaan jou deurdra op Psalm 23, veilig in sy hande, deur die dal van doodskaduwee, nooit alleen nie. Ek maak klaar, die laaste enetjie. Laastens sal jy God loof en prys en dank vir sy onverdiende en onbeskryflike genade. Een van die grootste karaktereienskappe van 'n mens wat arm van gees is, wat weet hoe afhanklik hy of sy van die Here is hulle oorweldigende dankbaarheid teenoor God. Jahwe is ons, dis maar net die Hebreëus van die groot ek is. Hy is ons Here en Verlosser. En ouens en vrouens, julle kan hierdie 7 punte kry, daar by Desmond het hy 'n papier, wat, jy moet hom by die kerkkantoor maar aflaai, dat hulle as hulle om die mense om dalk wil hê om net die 7 punte te hê. Neem julle hierdie goed op, saai julle dit uit, waarna toe? Aftreeoord, gaan dit op YouTube ook. Woehoe, veiligheidspolisie, okay. Ek wil maar net vra, as ons afsluit, hoe lyk dit by jou? Hoe afhanklik is jy van die Here? Of is jy soos hierdie 2-3-jarige kindertjies, self? Hulle wil mos alles self.
En dan trek die pap die wêreld vol, dan moet jy na die tyd die vloere opvee en skoonmaak. He. Is jy so 'n groot mens? Laat die Here toe, man. Laat hom toe. Mans. Asseblief. Ek ken mans, nee. Ek is self een man. Maar ek het 'n vrou wat self, sê by jouself. Dan sê ek vir, self, wat sien sy het alleen groot geword, sê, was alleen kind. Ek was een van 5. Daar was nog nie kans vir self daai tyd nie, Poppie. Elkeen wil self, dan sla jou ma jou met daai pantoffel, jy weet, jy kan nie gaan sit eers nie. Hoe lyk dit by jou? Indien ons raak sien dat ons dit geensins maak vanmôre nie, is ons op pad na ware vreugde in Jesus Christus en sy Heilige Gees, as ons begin om hierdie pad te stap. Geseënd is die armes van die Gees, hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Fantastic. Koninkryk van die hemele behoort aan my ook. Amen. Here, dankie dat U vir ons onmeetbaar goed is, onpeilbaar lief is. U genade is so groot, Here, dat ons dit glad nie kan verstaan nie. Dankie dat U ons verdra partykeer, maar dat U ons meeste van die tyd dra en vir ons seën uit ons sokkies uit. Help ons om dit raak te sien, maak ons oë oop om te sien waar U stap, sodat ons agter U kan aanstap. Ons ore oop, laat ons kan hoor wat U van ons vra, en dat ons U sal gehoorsaam doen wat U vra, sodat U kan glimlag as U kyk hoe ons besig is om te word wat U ons bedoel het om te wees. Ons bid vanmôre vir al die siek mense in hierdie gemeente, maar ook op ander plekke waar ons hulle ken. Vir mense wat eensaam is, vir mense wat in depressie is, vir mense wat nie kos en klere het nie blyplek het nie, dat U deur een van ons naby aan hulle sal kom. En dat ons die geleenthede sal benut om mense na U toe te lei, terwyl ons vir hulle wys hoe lyk iemand wat afhanklik van U is. Ons bid vir ons land en vir die regering, Here, dat daar wysheid sal kom. Ek bid vir al die boere, dat daar nou bietjie baie meer sonskyn sal wees, laat plekke kan droog word, en laat die ouens hulle oeste sal kan afhaal binnekort. Dankie vir al die reën. Help ons, Here, om U nie teleur te stel nie. Ons dankie dat ons dit mag bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Daar's nou, ons gaan nou eers die dankoffer opneem, dan kan ek daai lied speel en daarna doen ek die afkondigings, nee, so iets. Ok, ek wil vir julle graag Psalm 91 speel. Dit is opgeneem in daai groot gemeente waar ek was, deur een van die orkeste. Ons het daar 7 eredienste op 'n Sondag gehad, so julle kan weet ek het gewerk, dis hoekom ek so grys is. Maar ek wil graag vir julle Psalm 91 speel, hy gaan hier opwees, jy kan saam sing, die tweede keer gaan jy dit lekker saam sing, is 'n bietjie 'n ander verwerking, en terwyl die dankoffer opgeneem word, Psalm 91 sittende. Dankie, Desmond, laat wiel daar, broer. Wie neem die dankoffer op, is julle reg? Ok. Psalm 91. Bietjie harder. As hy. Hy kan ons skuil by God, die Allerhoogste, en sy beskerming vind, by die
is my vesting, by God op wie ek altyd kan vertrou, omdat jy my liefhet, sal ek jou beskerm, omdat jy my ken, sal ek jou red. Hy laat ons skuil by God, die allerhoogste en sy skermpunt. Hy die almagtige, dis hy wat sê, die is my vesting, by God op wie ek altyd kan vertrou. Wanneer jy my aanroep, sal ek jou verhoor, en nood is ek by jou, om jou te red. Jy laat ons skuil by God, die allerhoogste en sy skermpunt. By die almagtige, dis hy wat sê, die is my vesting, by God op wie ek altyd kan vertrou. Amen, amen, amen. Ek het nou die afkondigings of aankondigings hier voor my. Ek gaan die verjaarsdae lees en dan gaan hulle moet opstaan, né? Die ouens wat verjaar, of hand opsteek, net hand opsteek. En die wie nou nie hier is nie, sal jy vir my gee, né? Ok, dankie. Die 20ste was Elay Marks, is sy hier? Ek hoop is sy. Ok. Tercia Ferreira is die 23ste. Is Tercia hier? Naweek af. Sean Morgan, ook die 23ste. Nie, hierso nie. Frik Kotse is die 24ste. Is Frik hier? Nie. Ok. Yes, ek kan nie mooi sien altyd nie. Edouan Hofman is die 25ste. Jy moet maar kyk, nee Elsa. En ook Frans van Wyk die 25ste. Daar sit Frans. Die kant. Frans, dankie dat jy gekom het, man. Ek was net besig om moed te verloor. Maar die 29ste is Mila Myntjies. En die selfde dag Linda van Kaspel. En dan die 30ste is het Zinidine Engelbrecht. Sy hierso. En die 1 Mei is saam met my vroukie, Wackers Day, Marlene Petersen. Nie hierso nie. Die tweede is Janker Botes, ja, Janker Botes, en ook Logan Raad, en dan die 22ste April, ek moes so oorgelees het, die en weer, alright. Retief Hugo, Mia Kraai, 23ste, 24ste April is Madeleine Becker, daar sit Madeleine, 25ste is dit Johan Hatting, en ook Ansel Raad, en dan die 28ste is Amanda Duplessis, en dan die 29ste is Jean Ralph Petersen, en hier gaan ek doen, Weier Mosman, 30ste is Ati, dan ook die 2 Mei is Philip Bloemeers,
en Dani Kraus is die tweede, en die derde is Lillian Kok. Dis almal. Wat is dit nou? Is die batterypap? Okay. Ek gaan nou, kry die mense die afkondigings of nie? Julle lys vir die mense wat ons moet voorbid, vir die mees geslote lande, daar's baie van hulle, waar dit nou Islam en Hindoeïsme en Boeddhisme is, bid maar vir hulle, en dan ook groep in India, hulle is Sikh tradisie, dis nou SIKH, hoor. Julia in Bangladesh, ekskuus man, en dan Vyas Brahmin in India, en bergjode in Azerbaijan, ek dink dis die lot. En dit ek net vir julle volgende Sondag van die erediens 9:30. Soos jy 9 uur is, jy baie tyd om te bid. En 9:30 sal die diens begin. Baie dankie vir almal van julle wat hier en is. Ons gaan afsluit met liedboek 280, Breath of Heaven is dit in Engels, maar is Here, Redder, groot en magtig. En na ek die seën uitgespreek het, die Amen. Is daar koek en tee vanmôre of nie? Ok, dis vakansie. So koek en tee nie, julle kan dit by die... Kom ons sluit af met liedboek 280 vers 1 tot 3. Redder groot en magtig, ons lewenspad, hy liefde en genade, op my hand kom vat, Here leiding bring my vrede, het op my hand kom vat, het op my hand kom vat, my redder groot en magtig, het my ook raak gesien, speelbaar swak onzeker, toch word ek dankbaar dien. O my Here is Here, vast kan ek op U vertrou, vast kan ek op U vertrou. Lei my Heer na die bestemming, en U word my opgedra. Laat my leef en werk met vreugde, aan dit sal volhard. Leiding bring my vrede, afskat gedra. Al ons skuld het U gedra. Die genade van ons Here Jesus Christus, Vader, en die woordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.